Goeiemôre Impak Kerk, kom ons staan en maak sy naam van die Here groot. Ja. Is jy bly om hier te wees? Kyk iets vir een langs en gee hom 'n feit smile en sê hom jy lyk dan amazing vanmôre. Amen. Jy kan jou so plekke inneem. Lekker is nie huis van die Here te wees nie. Wie was op die kamp? Baie dankie dat jy daar was. Wie die kamp geniet, steek jou hand op. Wie was nie daar nie? Jy het uitgemis. Volgende jaar, oor 2 jaar gaan ons dit weer doen, so maak nou al begin, nou al spaar en jouself reg kry, dat jy eers jou naam sit vir die volgende jaar se kamp, of die jaar daarna se kamp. Het gaan weer eens 'n fenominale kamp wees, en dankie vir almal, weet jy al baie dankie gesê, maar dankie vir almal wat daar was, maar ons is terug vanmôre, en ons gaan aan om 'n impak te maak in ons dorp, amen, in ons omgewing, in Suid-Afrika, en die res van die wêreld, dis hoekom ons hier is. Jy en ek is hier op hierdie aardige plaas, Openbaring 4 sê, and for his pleasure we are created. So jy is hier geplaas om vir die Here verskil te maak, en dis hoekom ons impak kerk is, amen. Kyk vir die langs en sê vir ons gaan impak maak. Verklaar dit oor jou lewe.
Ons gaan die offerande ook nou nie, terwyl ons so praat van 'n impak, gaan ons offerande opneem. Vanmôre vir baie dankie vir elkeen die bydra, ons waardeer dit. Ek wil ook vanmôre vra, as jy vanmôre gas is hier en is jou eerste keer hier by ons, moet asseblief nie huis toe gaan vanmôre voor ek hier nie saam 'n koffie gedrink het nie. As jy uitgaan by ons deur in die linkerkant is ons, in die foyer linkerkant is ons lounge. Kry my gerus gou daar na die diens. Ek sal graag saam jou koffie wil drink as jy vanmôre gas in die huis is. Ek weet ook as jy vanmôre vir die eerste keer hier is, gaan dit nie jou laaste keer wees nie. Ek glo en vertrou die Here regtig vanmôre iets in jou hart gaan plant. En dan ons 'n doopdiens. Die doopdiens is, het jy hom opdaal vir my Debbie, daai datum 13 Oktober het ons tydens ons tweede diens weer 'n doopdiens. Daar het 'n klompie mense gesê wil gedoop word, so asseblief kontak ons kantoornommer of 'n e-mailadres daar op die skerm as jy gedoop wil word en ons gaan by uitkom en ons gaan hierdie proses met jou stap en ons gaan 'n celebration daardie hê waar ons jou ou lewe begrawe en 'n nuwe lewe, 'n geestelike lewe gaan opstaan. Amen. Dan 'n laaste ding, ons het gepraat oor impak vanmôre. Hierdie gemeente se hart is om impak te maak. En jy weet waar ons oor ons impak maak, die familie wat jy is, julle weet presies wat ons doen, waar ons die sendingveld betrokke is, waar ons vanmôre word daar in Jordanië, in die Midde-Ooste, daar word in China, in Indië, daar word in Botswana bedien, in Swaziland bedien, alles vanuit hierdie gemeente uit, en ons gee die Here die eer daarvoor. Maar vanmôre wil ons ook ewen 'n groter impak maak. En vanmôre, inisiatief wat Jolanda en my vrou geneem het, jy sal sien die buite so wit tent, dis nie 'n service area vir die Toyota bakkies nie. Dis regtig nie dit nie. Ek wil net vir julle sê, hulle gaan al heel dag met my aan vandag, so ek kan nie besluit ek moet net die ou teruggee. Wat ons wil doen is ons vir jou die geleentheid gee om verskil te maak in die wêreld in Suid-Afrika. Bloed is 'n tekort, as jy dit nie weet nie. En ek sê altyd, dit kan jou familie wees wat vanmiddag in 'n ongeluk betrokke is en bloed nodig het. So ons het met die bloedbank gereël, so vanmôre gaan ons letterlik jou bloed kom vat, nie regtig nie. As die ouens wat vanmôre wil, ons vir die geleentheid skep om 'n impak te maak, nie net hier nie, maar ook dalk in iemand se lewe wat dit iewers gaan nodig het. Na die afloop van die diens is nie 2 dienste, ons doen dit altyd na die diens, word dit nie doen voor die kerk toe gekom nie. Doen dit nou en dan kun jy weer huis gaan uitpas. Ag ek bedoel gaan rus en gaan kalm wees en al nog gepaard gaan. Maar die bloedspan is as jy uitstap, as jy kan, wil ons jou vra raak betrokke en hier's 'n boodskapie voor ons gaan prys en worship doen. Hier's 'n boodskapie uit Jordanië uit vanmôre vir elkeen van julle. Goeiemôre Impak familie, nog steeds hier uit Jordanië. En ek is vandag saam met een van die ander dokters hier saam met my. En ons wil vir julle motiveer om Sondag bloed te skenk. Elke keer wat julle braaf genoeg is, as jy 'n kandidaat is om te skenk, is daar 'n lewe wat jy kan red. Please introduce yourself and please tell my family and friends back home why it is so important for them to go and donate blood. Hello, hi everybody. I'm Dr. Firas Sahouni from Jordan. Hi everybody in South Africa. So blood donation, in small words, it creates a life. So it's a very important thing for everyone, for every person. Good luck. Ek is baie trots op elkeen van julle wat gaan skenk. Die van julle wat nie kan skenk nie, asseblief ondersteun die wat wel gaan skenk en ek kan nie wag om julle almal weer te sien nie. Amen. So is jy reg om jou bloed te gee vanoggend. Jy weet, die waarde van hierdie kerk is, een van die waardes van ons kerk is lofprysing en aanbidding, maar lofprysing kan partykeer net wees wanneer dit goed gaan met ons. Einde of amen. En ons wil vanoggend hierdie song sing, dis 'n nuwe liedjie wat ons nou vanoggend gaan doen, maar ek wil net vir julle lees wat hierdie woorde sê. Hy sê, sometimes you've got to dance through the darkness. Sing through the fire. Praise when it don't make sense. As jy vanoggend deur 'n taaf tyd gaan, praise when it don't make sense. Begin die Here loof in jou omstandigheid. En kom ons gee die Here vanoggend die lof en aanbidding enige plek, orals, maak nie saak waar jy gaan nie. Is jy reg om dit vanmôre te doen? Staan gou op en dan gee ou net so kyk langs jou en sê vir hom, ek gaan nou die naam van die Here groot maak. Hier gaan ons. Sometimes you gotta dance through the darkness.
see through the fire. Praise when it don't make sense. Sometimes you've got to stare down the giant. Worship from the lion's den. Sometimes you've got to shout from the mountain, louder in the valley, trusting that He's gonna get you there. Sometimes you've got to welcome the wonder, waiting for the answer. Worship with your hands in the air. I'll praise you anywhere. Praise, give praise, give praise in the highest. Praise, give praise, give praise in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. Sometimes you've got to praise in the prison, cry out to heaven, shout until the doors swing wide. Sometimes you've got to stand on your shackles, praise in the battle, worship with your hands held high. I'll praise you anywhere. Praise, give praise in the highest. Praise, give praise in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. Give praise in the highest. Praise, give praise in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. He is waardig, Here. Oh, faithful all my life, blessings day and night, countless reasons why I'll praise you anywhere. Every promise kept, goodness every step, each and every breath. I'll praise you anywhere. Faithful all my life, blessings day and night, countless reasons why I'll praise you anywhere. Every promise kept, goodness every step, each and every breath. I'll praise you anywhere. Praise, give you praise in the highest. Praise, give you praise in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. Give you praise in the highest. Praise, give you praise in the highest. He is worthy, yes, He is worthy of all of the praise. Ons lig U naam op, Here. En vanoggend het ons net hier staan in die teenwoordigheid, Here. En net vir U sê hoe goed U is. U is waardig, Here. U is waardig, Here. Ons staan in U teenwoordigheid met hande omhoog. Ten op U heerlijkheid met harte vol hoop. Stuur U en kracht en majesteit in U teenwoordigheid buig ons voor U nie.
regmatige plek in ons lewe, Here, en ons buig voor die troon voor. Here, ons lê ons lewens voor U, Here. O, kom regeer in ons lewens, Here. O, ons buig voor U. Ons buig voor U. Ons buig voor U. Ons buig ons buig voor die Here. Voor die troon buig ons, Here. Jy is waardig, Here. Ons loof U, Jesus. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus.
omstandighede. Spyg voor die troon vanmôre. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. There's no one like you, there's no one like you. You are worthy, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. For from you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. From you are all things, to you are all things. You deserve the glory. Die ding van aanbidding is juist dit, dat het gaan nie oor ons nie. Eendag het iemand ou gevra te sê van wat jy gedink van vanmôre se aanbidding. Sê die veel, sê die ou daarvan dat ek het nie veel daarvan gedink nie, want dit het nie gegaan oor my nie. En dis die ding van aanbidding, aanbidding gaan nie oor jou nie, dit gaan oor die koning van alle konings. Dit gaan above wat jy voel, of wat in jou hart aangaan, of wat jy emosies jy beklei. Dit gaan verby, dit gaan eintlik sê dat Here, te midde van dit wat ek ervaar, ek kies om dit eenkant te sit en my fokus net te herstel op die eintlike rede kom ek vanmôre hier is om U op te lig. Vanmôre hier vir geen ander rede, as jy vanmôre hier is vir 'n ander rede, is jy op 'n verkeerde plek. Maar as jy vanmôre hier is vir 'n rede of geen ander rede om sê, Here, maak nie saak wat om my aangaan nie. My fokus is vanmôre eintlik, ek het hier opgestaan, ek het aangetrek en kerk toe gekom vanmôre vir net een rede, dis om van alles te vergeet en nie te aanbid vir wie U is. Because you are worthy of it all. Dit gaan nie oor my en jou nie. Dit gaan oor hom. Dit gaan oor hom. So ek hou nie van daai liedjie nie. Jy hoef nie van hom te hou nie, want die liedjie gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor hom. Amen. Pastor, daai is te vinnig, daai is te stadig. Dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor hom. And he's worthy of it all. Because you are worthy of it all. Yes, you are. You are worthy of it all.
For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yes, you are worthy. You are worthy of it all. Yes, you are. You are worthy of it all. For From you are all things, to and to you are all things. You deserve the glory. Here, dankie dat ons vanmôre hier kan aanbid vir wie U is. En Here, help ons vanmôre om net so 'n bietjie ons fokus te herstel weer. Ons vanmôre net weer gaan besef dat dit gaan oor U. Ons lewe gaan oor U. U is ons middelpunt, U is die fokuspunt, and for your pleasure we are created. Here, help ons dat ons fokus is om U tevrede te stel met ons lewe. Nie ander mense of ander dinge nie, maar U tevrede te stel. Here, mag ons fokus altyd op U wees. In Jesus naam. Amen, 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 amen. Kan jy so plekke inneem vanmôre en vanmôre begin ek en verskoon my vanmôre as ons vanmôre dalk so 'n bietjie gaan voel, dalk asof ons nie heeltemal nie gaan kom mee gaan agterkom, maar ek wil net vanmôre gou lekker fondasie leg aan vir 'n paar sondae bedien. Ek weet nie hoeveel nie. Oor die tema jou gedekte tafel. Nou wie van julle hou daarvan om te eet? Steek jou hande gou op. Halleluja. Dis een ding wat ons Suid-Afrikaners goed kan doen is ons kan die Argentyne wen en ons kan lekker eet. Amen. Ons kan dit goed doen. Nou, ek wou hierdie reeks al die staf sal weet, ek het al 'n hele paar weke terug in ons stafbediening gesê, ek gaan nie oor preek en toe die Here hierdie preekgedagte in my gestop met die geïrriteerde reeks, kan jy dit onthou? En toe is die gemeentekamp en hierdie hele week toe sê ek vir die Here, kan ek nou asseblief net hierdie reeks begin preek, want hierdie ding brand al die binne my vir baie lank al en ek het lanklaas in my lewe, en ek sê dit vanmôre regtig met agting, ek het lanklaas in my lewe soveel bevestiging gekry oor hierdie reeks soos wat ek hierdie week gekry het. As ek 'n ding aanstop die radio, as daar 'n liedjie op speel, vanmôre sit ek in my kantoor, hier net na 5 uur vanmôre ek in die kantoor, en ek het net my YouTube en ek druk play, en die eerste song wat opkom bevestig weer 100% waar ek gaan hierdie reeks gaan aanbied. So ek weet vanmôre dat hierdie reeks kom in die hart van die Here uit. En ek dink die tydsberekening is reg. En ek dink dis wat vir my so crucial belangrik is. En kan ons vanmôre net aan die aanvang van hierdie reeks begin? Ek wil gou 'n paar vrae vra. Daar's soveel voorbeelde van tafels en gedekte tafels en feesmaal in die Bybel. Wie van julle kan gou aan een dink? Steek jou hand op. Kom wie nog iemand? Ja, jy is 'n bietjie harder. Die laaste nagmaal, die ete voor die se kruisiging. Yes, 'n tafel is nog iemand. Kom. George, die troue, die huwelik. Ek beplan om daarmee af te sluit. Ja, beplan om die reeks toe te maak oor die laaste feesmaal. That's going to be a celebration. Ek weet nie ons gaan doen nie. Ek het 'n simpel idee. Sal wat ek sê. Vir daai laaste, dit gaan dalk 'n amazing ervaring wees. Glo ek, die Here gaan ons doen toe vat. Wie nog? Wie onthou die tafel van waar Mordegai, waar Ester aan gesit het, wat Mordegai se lewe verander het? Kyk onthou, wie kan onthou die tafel van waar Mefiboset kom sit aan die koning Dawid se tafel? Kan jy dit onthou? Daar's soveel sulke amazing stories in die Bybel. Wie kan onthou waar Lazarus wat dood was skielik weer aan die tafel kom sit het? Daar's soveel stories in die Bybel wat gaan oor 'n tafel. En daar's significance aan 'n tafel en vanmôre gaan ek letterlik net gou die fondasie vir jou lê. Nou, ek gaan vanmôre 'n bietjie anders wees as anderste. Ek gaan vanmôre begin by 'n tafel. Want jy sien, hierdie tafel is vanmôre gedek. Baie mooi gedek, né? Dankie Tini. Like beautiful. Ek hoop jy op die galery kan my sien. As jy my nie sien, ek beloof julle ek gaan nie loop nie. Ek sit vanmôre by hierdie tafel wat spesiaal vir my gedek is. Weet julle wat sou nou lekker wees as ek nou vanmôre
ietsie kon hê om te drink ook. Imagine dit nou. Ek het nou nie eens dink jy ek sal so iets kan kry? Dink jy die man sal vir my? Yes, ek hierdie is service. Hierdie is service. Hierdie is service. Baie dankie my chommy. Yes, like it. Ek sê tip net bysit vir jou. Wat is hierdie? Appetizer, net sê. Ja, dis skoon. Nee, skoon. Ek trust nie altyd hierdie ouens vir my nie. Hulle kans is baie goed. Weet jy wat's amazing dat hierdie tafel is vanmôre gedek vir my. Hierdie appetizer is vanmôre opgebring vir my. Vir my om te geniet. En weet jy wat die Here vir my en jou 'n tafel ook dek sodat jy dit kan geniet? Hoor jy wat ek sê? En ek weet die laaste paar Sondae of laaste paar jaar, as ek moet weet hoeveel keer ons al oor hierdie skrif in hierdie kerk gepraat het, dink ek gaan ons net absoluut mal raak, want ons het al ek kan nie meer tel nie. Elke keer kom ons terug na hierdie skrifgedeelte toe en lees gaan saam met Psalm 23, sê die volgende, hy sê, Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie, hy laat my neerlê. Sien die persoonlikheid, hoe persoonlik daai skrif is, hy laat jou neerlê. In groen weivelde na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en die staf die vertroos my, vers 5. En ek gaan die hele reeks hierop baseer. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. En U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly lente van dae, vers 5. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie en my beker loop oor. Ek wil vanmôre hierdie reeks begin, ek wil vir jou sê dat Jesus het vir jou 'n tafel gedek. God dek vir my en jou 'n tafel. En hy gee vir ons 'n beker wat oorloop. Nou Psalm 23 is geskryf vir skape. Nou as ek vanmôre hier kom en ek kon vir jou, almal wat hier sit sê en ek kon jou vra, hoor, jy sê gou vir my, wat 'n dier sou jy graag wou gewees het? Dink ek sou baie min ouens gekies het 'n skaap. Amen. Dalk ken jy 'n paar skape nie regtig nie, maar ek weet 'n skaap is nou hierdie dier wat ons eintlik wil wees nie, maar ek het nou 'n bietjie gaan kyk en weet jy dat 'n skaap is so baie soos ek en jy, want 'n skaap is hierdie weerlose dier wat baie maklik paniekerig raak. Kom nou. As hy weer aankom en begin die skape so in die rond te dra en hulle begin beweeg en hulle begin mekaar vertrap en hulle begin in 'n hoek hardloop. 'n Skaap as jy hom los, dan loop elkeen sy eie rigting en gaan kyk maar. Dis hoekom daar skaaphonde is, dis hoekom daar krale vir skape is, want hulle moet hierdie klomp by mekaar hou. Dis hoekom daar kerke is. Amen. Skapies. Want ons almal het die geneigtheid om deur die draad te wil klim. Ons almal het die geneigtheid om baie keer ons eie rigting in wil volg en dan moet die herder kom en baie keer so 'n bietjie been breek en terugbring. Sy kom terug. Maar Jesus skryf hier en hy sê, Dawid skryf althans, hy sê, U berei die tafel vir my. En dan word Jesus besig om 'n tafel te vir jou, het 'n tafel vir jou voorberei. Kyk hoe mooi sê die Engels sê die volgende, die Engels sê, hy sê, You prepare a table before me in the presence of my enemies. En hier het my hart laat dink en ek wil vanmôre 'n bietjie daaroor met jou preek en bedien. Ek gaan nou weer terug op tafel toe, maar ek wil vanmôre net bietjie daaroor met jou praat dat God gaan vanmôre en weet jy wat doen die Here? Hy berei vir jou 'n tafel voor in die teenwoordigheid van jou vyande. Nou hierdie is dalk net vir iets om net bietjie aan te dink voor ons begin met hierdie reeks dat jy en ek wil altyd hê ons vyande moet verdwyn. Kom nou. Ek sou gelaik het as ek nie hierdie skrif kon skryf sê, Here, U berei 'n tafel voor vir my, na U al die vyande uit die vertrek uit gejaag het, almal oorwin het, almal gewen het, almal pak gegee het, en nou kan ek alleen in vrede sit aan hierdie tafel en net geniet. Maar nee, Dawid sê, Here, U berei vir my 'n tafel voor, terwyl al my vyande nog daar is. Hier is 'n powerful ding wat jy moet
sien hierdie skrifgedeelte, dat God dek vir my in jou tafel, en jou vyande gaan nie weg nie, hulle bly daar. Kom nou, wie sou dit gelike het as jy geen probleme gehad het nie? Wie sou gelike het as daar geen vyande om jou was nie? En jy kon net lekker in rus en vrede gaan sit, maar nou kom die Here en die Here sê, hey man, ek gaan vir hierdie amazing ding voorberei, great stuff, ek gaan dit vir jou gee, maar weet net dat dit wat jou frustreer, dit wat jou pla, dit wat jou irriteer, gaan nie weggaan nie, ek gaan wel vir jou 'n tafel in die middel van hulle neersit en vir jou sê, kom sit by my tafel. Jy sien, ek het een ding raak gelees en ek wil dit hier aanhaal, die voordele van die tafel is vir jou, maar God soek die eer. Dis lekker om aan God se tafel te sit, maar jy moet weet, wat ook al God vir jou gee, wil hy jy moet geniet. Maar hy soek die eer daarvan. Maar met ander woorde, Psalm 23 sê, God sê, ek dek vir jou 'n tafel, maar jy moet weet dat jy moontlik, terwyl jy by die tafel gesit, siekte in die gesig mag staar. Frustrasie in die gesig mag staar, negativiteit, finansiële druk. Dat die ander mense in die gesig mag staar wat daarop uit is dalk om jou te sink. Maar Dawid sê, Here, jy dek vir my 'n tafel. Maar weet jy wat is vir my crucial? Dawid praat en hy skryf daai hele skrif, hy sê, jy laat my neerlê. Dis 'n persoonlike skrif. En hy sê, Here, jy dek vir my 'n tafel. Weet jy dat die tafel wat God vir jou dek is 'n tafel vir een? Wie weet hier oor Desember, daar gaan ek nou ouderdom weggee, is altyd hierdie dinner for one. Wie het al daai dinner for one gesien? Nee. Ek wil vanmôre vir jou dit sê, dat as God vir jou 'n tafel dek, is 'n tafel vir een. Die probleem is, dis nou hier baie keer waar ek wil begin vanmôre en die fondasie vir hierdie reeks wil neerlê, want jy sien, alhoewel God vir jou 'n tafel dek vir een persoon, weet jy wat maak ons? Ons nooi sekere goed na ons tafel toe. Dis waar die moeilikheid begin. Kom, ons gaan verder, Lukas 15 vers 20 tot 22 sê die volgende, hy het opgestaan, storie van die verlore seun. Ons ken die storie, pa het 2 seuns gehad. Die een seun het by sy pa gebly, aan sy pa se tafel gesit, elke dag by sy pa gewees. Die ander seun het gesê, nee, ek gaan dit wat aan my, gee my wat my toekom. En hy het gevat wat aan hom toekom, wat hy het gedink het kom hom toe. En hy is strate in. En lang aan het hy alles verloor en hy sit letterlik in die varkhok van die lewe. En die eerste ding wat hy aan dink is, maar as ek net kan teruggaan na my pa se huis toe, hoekom? Want my pa se huis, die tafel wat gedek is, selfs vir sy diensknegte. En hier sit ek het my tafel verloor. Ek het my stoel aan die tafel verloor. Want jy sien, op 'n stadium in daai huis was daar 'n tafel wat hy by gesit het. Jy weet waarvan ek praat, ons almal het daai plek in jou huis, nie, die tafel is waar jy sit. Kom nou. Of waar in die sitkamer is my bank. Dit was so 'n plek. En hierdie seun het so plek gehad in die huis en op 'n stadium toe verloor hy hierdie plek aan die tafel en hy verkoos dit. En hy sit in hierdie varkhok van die lewe en hy sê, as ek net weer 'n plek aan die tafel kan kry. Al is dit in die tafel van die diensknegte. En hy kom terug. Dis vir ons omvat hier van vers 20 en hy het opgestaan na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien, innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. Die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee ring vir sy hand en skoene vir sy voete. En bring die vetgemaakte kalf en slag dit, en laat ons wat? Eet en vrolik wees. Die pa sê, kry die tafel reg. Sit die stoele neer, dek die tafel, kry die beste wat daar is. Ons gaan fees vier, dek die tafel. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword en hy was verloor en is gevind en hy het begin vrolik word. En hier draai die storie.
En sy oudste seun was in die veld. Kom ons stop net gou daar. Die oudste seun het 'n sitplek aan die tafel gehad. Amen. Hy het nog steeds elke middag, hoe laat ook al, lunchtyd of dinnertyd het hy aangekom en die gebruik was, hy het 'n sitplek gesit en hulle het hom bedien, want hy is familie van die eienaar van die baas, van die vader. So hy het 'n sitplek aan die tafel gehad. Die een wat sy sitplek verloor het, kom terug en daar's vreugde en hy sit aan hierdie tafel en hy het alles verloor en hy sê happy om aan die tafel te wees. Hier is vanmôre 'n kernding. Is jy nog happy om aan die tafel van die Here te sit? Is dit nog vir jou genoeg net om iewers 'n plekjie aan God se tafel te hê? Is dit nog vir jou genoeg? Baie keer moet ons eers iets verloor voor ons die waarde daarvan besef. Jy sien, die verlore seun het eers sy plek aan die tafel verloor. En toe hy het verloor, luister kind van die Here. Ek ken baie besigheidsmanne en vroue wat hulle besighede op 'n stadium verloor het. Vir my gesê het, as ek weet wat ek nou weet, het ek dit baie meer waardeer. Wat hulle mans, hulle vrou, hulle kinders verloor het, wat hulle maas, hulle paas verloor het, vir my gesê, pastoor, as ek weet wat ek nou weet, het ek toe ek het gehad, het dit meer waardeer. Partykeer vergeet ons die goedheid van God, wat vir ons sê, kom sit aan my tafel, my kind. Hoor mooi, hierdie kind ken die plekkie. En die oudste seun was in die veld, en terwyl hy al nader in die huis kom, hoor hy musiek en beerdsange. En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, u broer het gekom. En die vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het wat geword? Kwaad geword. En wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Smeekdeel is 'n preek, vir dalk later in die reeks, maar twee mense, dieselfde boodskap, dieselfde tafel, dieselfde vetgemaakte kalf, dieselfde aanbieding, dieselfde musiek, twee mense, selfde huis, die een gaan sit en neem sy plek in en geniet dit, die ander een is sy plek kwyt. Hoekom? Want hy het sekere goed in sy lewe ingelaat wat hom weghou het van die tafel af. Want jy sien Psalm 23 sê, u berei 'n tafel voor in die teenwoordigheid van my vyande. En hierdie een wat in die veld is, kom daaraan en hy het 'n vyand beteken sê 'n vyand wat hom vinnig laat kwaad word. Kom ons noem dit vyand. En daai vyand laat hy toe om in sy lewe in te kom, in sy kop in te praat en hy laat hom toe op sy geestelike tafel en hy mis uit die blessing in die huis van die Vader. Oor hy met hierdie kwaad gevoel in sy hart rondloop. Mis hy uit op die tafel wat die Here vir hom het. Jy sien, hierdie boetie kon deel uitmaak van hierdie feesmaal. Hierdie boetie kon deel uitmaak van die oorvloed van die pa. Hy kon deel uitmaak van die vetgemaakte kalf. Hy kon kom sit het en bedien geword het. Hy het die voorreg gehad om uit te kom en te kon deelneem aan hierdie feesvieringe. Maar dit wat hier in sy gedagtes was, het hom weggehou van die tafel wat God vir hom, sy pa vir hom voorberei het. Hy is 'n kind van die Here. Ek wil vir jou sê, die Here het vir my en jou 'n geestelike tafel voorberei. Maar jy en ek loop baie keer met hierdie goed in ons lewe rond, met hierdie goed in ons hart rond, met die goed in ons gedagtes rond. Ons loop met goed soos negativiteit in ons lewe rond. Kom nou, en die Here sê ek wil vir jou iets gee, maar ons is so negatief. Ons is altyd in geveg met alles en almal en dit hou ons weg van God se plan vir ons lewe af. En dan wil ons altyd die Here kwaadlik neem. Weet jy hoe gereeld? Pastor, maar hoekom doen die Here dit? Ek gaan vanmôre vir jou sê, weet jy wat doen die Here? Die Here dek 'n tafel. In die teenwoordigheid van ons vyande. Maar die probleem is, ons tafel is baie keer omring met vyande. Weet jy wat doen ons? Ons sê ons nee, kom sit jy eerder hier. Kom vat jy my plek in. Ons loop met onvergifnis in ons lewe rond. Pastoor, weet jy wat het daai aan my gedoen?
Toe weet jy daai en my sleg behandel. Pastor, weet jy, het jy gesien wat doen daai ene? En weet jy wat doen ons gee vir daai ou ons plek? Kom nou. Die Here sê, ek het jou hierdie plek instoor. Ek het hierdie droom vir jou. Weet jy wat doen ons? Partykeer glo ons nie genoeg nie. Ek het laas naweek oor geloof bedien. Partykeer het ons nie genoeg geloof nie. Weet jy wat doen ons? Dan gee ons sitplek vir ongeloof. Kom sit jy eerder daar. Ons wil partykeer die herder wees. Amen. Ons wil partykeer die een in charge wees. Ons wil partykeer die bedienaar wees. Onthou nou, weet jy wat die power van Psalm 23? Dat Dawid praat met God, hy sê, U berei 'n tafel voor vir my. So sien gou hierdie amazing prentjie, hoe die God van hemel en aarde afkom aarde toe met jou in gedagte en hy vir jou 'n tafel dek. Ek weet nie van jou nie, maar as jy by mense kom, ek is maniere geleer. As ek by mense kom en hulle begin tafel dek, dan spring ek op en sê, waarmee kan ons help? Kom nou. Hoeveel te meer moet dit wees, het jy gedink as jy in 'n plek moet instap en God van alle mense sê, sit jy, ek gaan vir jou 'n tafel dek. Ek sal uit my plek uitvoel, kom nou. Ek sal sê, nee Here, nee, wow, sit jy. Sit jy, ek sal vir jou, eers nee, sit jy. Ek dek vir jou 'n tafel. Is nie die probleem, ons wil partykeer God se werk oorvat. So nee, Here, los my, ek sal my tafel dek. Ons dink partykeer in ons werk en ons besighede kan ons die herder wees en in ons suksesverhale is ons die een wat die tafel dek. Ek wil vanmôre vir jou dit sê, dat net God dek jou tafel vir jou. Dis die seën van die Here wat ryk maak. Jou arbeid voeg daar niks by nie. En die probleem is dat daar's 'n tafel wat God vir my en jou gedek het. Maar iemand anders is sit in die sitplek waar jy moet sit. Ons is daai verboureerde skape. Die tafel is gedek. Vanmôre vir jou. En ek wil teruggaan na Psalm 23 toe. En ek wil weer vir net daai in Engels lees. Kyk hoe hy sê you prepare a table before me in the presence of my enemies. In die teenwoordigheid van my vyande. Weet jy wat vanmôre, liewe kind van die Here, ek wil vanmôre in die aanleiding van hierdie reeks, die begin van hierdie reeks, net vir jou die fondasie gee. En ek wil vanmôre vir jou sê, aan die tafel wat God gedek het, is daar 'n stoel met jou naam op. Daar's 'n naamplaatjie. As jy by troues kom, dan stap jy in by die deur, is daar gewoonlik 'n groot bord met tafelsettings en dan's daar 'n name waar jy nou moet gaan sit. Maar weet jy wat's amazing? Volgens Psalm 23 is daar in hierdie plek een tafel wat God vir jou gedek het en gesê, gaan sit daar. In die teenwoordigheid van jou vyande, nie langs jou vyande of saam met jou vyande nie, in hulle teenwoordigheid, want God wil eintlik die tafel gebruik om jou in sy rus in te bring. Want as ek sit is 'n posisie van rus, is dit nie? Wie van hier staan en kyk TV die hele dag? Hang af wie speel, by gesê, maar gewoonlik is sitposisie so iets, nee. En nou is deesdae skoppiebanke mos uit ook. Kom nou. Jy sien Psalm 23 sê eintlik vir my en jou dat God sê ek het 'n plek van rus vir jou gegee in die middel van jou chaos. En weet jy dan, hy gaan verder dan sê in die middel van jou chaos, gee ek nie vir jou 'n plek van rus nie, ek gaan jou bedien. Want ek dek jou tafel. Ek maak jou beker oorlopends toe vol. Ek sal vir jou. Daai salf beteken ek kondig jou begin aan. So Jesus sê ek gee vir jou 'n plek, gaan sit, kom in my rus in die middel van jou chaos, kom sit in my rus en sien hoe ek jou gaan bedien. Maar tog sit baie van ons vyande op hierdie stoel vandag wat ons naam op het. En ons het goed toegelaat in my en jou lewe wat ons se plek ingeneem het. Die ding wat jou rus wegvat.
En dit is die maklikste om vanmôre se punt neer te sê, wat is daai ding? Want hierdie is 'n posisie van rus. Dis 'n posisie van kalmte in die middel van die storm. Dis 'n posisie van vrede as almal om jou mal rondhardloop. Dis 'n posisie van in die middel van die storm sal ek op U vertrou. Dis 'n posisie van al het ek nie geld nie, ek het 'n koningstafel waarby ek gaan sit. Dis 'n posisie van al werk dinge nie uit in my lewe nie, ek is rustig want Here, U dek vir my 'n tafel. In the presence of my enemies. Wie van julle kan vanmôre eerlikwaar nie in die huis sit en vir my sê, Karel, ek is in 'n plek van rus in my lewe. Steek gou jou hand op. Baie min nee. Kan ek die volgende vraag van wie van julle vertrou hierdie woord? En nou sê die Here vir my en jou, ek het vir jou 'n plek van rus. In die middel van jou storm. In die middel van jou chaos, ek 'n plek van rus. In die middel van hulle wat jou sleg sê, in die middel van hulle wat jou in die rug steek, in die middel van hulle wat jou besigheid ingedoen het, in die middel van al die slegte ekonomie in hierdie wêreld, in die middel van dalk jou krisis en jou siekte, in die middel van jou finansiële tekort, in die middel van alles sê die Here, het ek vir jou 'n tafel gedek, kom sit in my rus en in my vrede, en kom sien hoe ek jou bedien. Maar die probleem is, baie van ons lewe sit iemand in ons plek. Kom nou. Pastoor, iemand moet net nie op my sitplek sit op sonnaandoggend nie. Het jy al gesien hoe kan kerkmense kwaad word as iemand op hulle sitplek sit op 'n sonnaandoggend? Weet jy wat wens ek wens ons kan so kwaad word as ons agterkom die vyand ons sitplek gevat. Weet jy wat wens ek dat ons op 'n plek kan kom en sê negativiteit het vanmôre my sitplek gevat. Ek het vanmôre my ruspryse gegee vir negativiteit. Weet jy wat doen ek? Ek jaag negativiteit weg sodat ek my sitplek kan kry. Kom nou. Weet jy baie kinders van die Here offense? Iets wat iemand gedoen of iemand gesê het, offense het op my gaan sit op my sitplek en ek kan nie verstaan hoekom ek nie in vrede sit nie. Jy gaan nie in vrede sit nie want jy staan, offense het jou sitplek ingeneem. Ja, pastoor, jy is vanmôre diep. Pastoor, ek het nie vrede in my hart nie, ek is kwaad hier binne. Jy gaan nie vrede hê wat kwaad het jou sitplek gevat. Jy gaan nie vrede hê nie. You're missing out op dit wat God vir jou wil doen. Pastoor, hoekom kry al hierdie ander ouens die lekker goed en ek kry nie niks nie, want jy sit dalk op die verkeerde stoel of jy sit glad nie. Terwyl iemand anders in sy sitplek sit en die vrede van God ervaar en geniet. Hierdie twee seuns in Lukas 15. Een seun weet wat dit is om sy sitplek aan die tafel te verloor. En hy besef die waarde van sy sitplek. Die ander seun het so gewoon geraak aan sy sitplek dat hy sy sitplek pryse gegee het sodat kwaad daar kan sit. Sodat bekommernis daar kan sit. Wie van die, kom ons neem nie hand opsteek nie. Wie van die weet dat vanmôre in jou op jou sitplek sit bekommernis? Ek weet nie hoe gaan ek hierdie maand maak nie, ek weet nie hoe gaan ek hierdie jaar maak nie. Karel, ek weet nie hoe gaan deurkom en bekommernis het jou plek gevat terwyl die Here sê, ek sal alles vir jou voorsien, kom sit in 'n plek van rus. Kom op 'n geestelike plek van rus in jou lewe. Kom ontspan, kom geniet dit wat ek vir jou wil gee. Maar ons gee ons sitplekke prys. Ons gee ons sitplekke prys vir goed wat nie daar moet wees nie. Ongekraptheid. Party van ons gee ons sitplekke prys gevolg van ons ego. Party van ons is nie meer plek op ons sitplek nie, ons ego het die plek gevat. Pastor het gebel. Weet jy wat is die grootste oorwinning wat ek in my lewe ooit bereik is, die dag toe ek oor kerk besef dat kerk gaan nie oor my nie. Ek het nie nodig om altyd gemaklik te wees en alles hoef nie in my sin te val nie, alles hoef nie te gaan soos ek wil hê moet gaan nie.
Omdat toe ek dit besef, toe begin kerk eintlik lekker raak. Ek besef eintlik, Here, gaan dit oor U. Gaan oor U. Gaan dit oor U. Here, of die koffie nou lekker is vanmôre of nie lekker is nie, maak nie saak nie, dit gaan vanmôre oor U. Kom nou, ek is hier vanmôre oor U. En ek kry 'n plek van rus en ek kan sit en ek kan aan Sondag kerk toe kom en ek kan my plek van rus inneem, want ek het nie toegelaat dat enig iets of iemand my sitplek vat nie. Ek kan nuus kyk deesdae. Dit bestaan opgehou, want die oomblik as ek nuus kyk en vat bekommernis en kwaadheid my sitplek. Kom nou. Deesdae luister ek na die nuus en weet jy wat? Want ek het geleer. Ek raak nie meer so opset nie. Ek sit deesdae vanuit my stoel uit en kyk na my vyande. En lag ek en sê ek, ag, good luck. Jy waar ek sit, is ek veilig. Want my pa kom skep vir my op wat ek nodig het. Jy waar ek sit, loop my beker oor. Jy waar ek sit, sal net goedheid en guns my volg. Ek weier om my sitplek op te gee vir enige iemand anders. Wanneer laas jy 'n bietjie 'n seat inspection gehou in jou lewe? En ek sê weer eens, hierdie is net die inleiding van hierdie reeks vanmôre. Maar wanneer laas het jy 'n bietjie jou stoel ondersoek gedoen? Kyk, wie sit in jou stoel? Ja, ek kyk ook nie snork nie. Nou die dag toe sy op, van regtig, jy moet nie gelyk sluit 'n preek af met ork nie snork nie. Dis die eerste vir my. Dis die eerste vir my. Maar die laaitjie, wat is sy naam nou weer? Die ou boet nie, die ander een. Wimpy. Ou frikadel. Kom van die myn af. Toe hy in sit, sit Wimpy op sy stoel. En weet jy wat maak hy? Hy gee hom sy klap agter die kop. Dis my stoel. Ja, en ek dink vir myself geestelik kan ons nie dit begin doen nie. Kan jy en ek nie vanmôre die vyand se klap agter die kop gee en sê bekommernis is my stoel klim af. Teleurstelling in mense. Is my stoel klim af. Finansiële bekommernis is my stoel klim af. Kom nou. Kan jy begin doen nie? Daai hartseer, daai seer, daai pyn wat jou weghou van jou stoel af, man, jag dit weg. Daai onvergifnis wat jou weghou, man, jy moet jou kop klap en sê af van my stoel af, dis my sitplek. Want Here, U dek 'n tafel vir my. In die teenwoordigheid van my vyande. En ons kan wonder vanmôre, hoekom het die Here nie ons vyande weggevat nie, want dit het so lekker gewees het. Ek weet nie van jou nie, maar dit sou hom lekker gewees het, ons glad nie probleme gehad het, of vyande gehad nie. Eerste moet lekker gewees het. Imagine, jy staan op 'n maandagooggend op en jy hoef nêrens heen te gaan nie. Jy hoef niks te doen, jy het niemand wat kwaad is vir jou nie, jy's nie kwaad vir enigiemand anders nie, jy het genoeg geld in jou bank, jy kan net lewe. Wat? Imagine, lekker, dit is sommer nou lekker gewees het, maar tog sê die Here, nee, sit. Why? Here, want weet jy hoekom God wil? Ek het nou gesê, die tafel is gedek vir jou voordeel. God wil jou tot jou voordeel bedien, as jy op jou sitplek sit. Dis tot jou voordeel. Maar God wil die eer kry. As ek by 'n restaurant gaan sit en ek kry slegte diens, wie kry die oneer? Dan gaan ek jou sê, jy is daai plek, nie so toe gaan. As ek by 'n plek gaan sit waar daar vrede is en wat goed gaan met my, dan gaan ek vir almal vertel. Ouens, kom sit op hierdie plek. En weet jy wat gebeur? Die vyande gaan aan agterkom. Weet jy wat gaan gebeur? Hulle gaan sommer self loop, want hulle gaan agterkom, hulle kry nie meer die plek wat ons vir hulle gee nie. Want die probleem is, die vyande gaan net, die vyande van jou lewe, gaan net in jou lewe kan inkom as gevolg van die deur wat jy vir hulle oopmaak.
as gevolg van 'n stoel wat jy vir hulle gee. Ek wonder baie dae as die vyande by ons saal instap, ons tafel gedek is of daar dalk nie ook elke bord in die kant op is soos by 'n troue, wat tafel sê jy onvergifnis tafel 3, stoel 6. Ons het dalk al so gewoond dat al hierdie goed op ons plek sit. Dat ons nie meer in God se vrede kan wees nie. Pastor, wat gaan volgende jaar gebeur? Ek weet nie. Maar God is my waiter. En hy gaan vir my gee wat ek nodig het vir 2025. So ek kan in rus en vrede sit en al hierdie vyande wat vir my sê, worry bietjie, raak kwaad, moenie dit nie, moenie dat nie, bly, kan ek net sê, shh, die waiter is in die room. Daai vrees wat mense in jou lewe, weet jy baie mense gee hulle sitplek op vir vrees. Here, wat gaan van hierdie land word? Ek weet nie. Punt nommer 2, ek gee nie om nie. Hoe kan jy dit sê? Ek het 'n sitplek aan die tafel. Met God as my waiter. Wat vir my sê, ek weet watter gedagtes ek aangaande jou het, sê die Here. Gedagtes van wat? Vrede. Rus. 'n gedagte is wat alle vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Wie se verstand? Die vyande wat jou tafel omring. Hoe kan hierdie ou so sit en rustig eet? How is it possible? Wil jy die vyand irriteer? Vat jou sitplek. Moenie jou sitplek prys gee vir die vyand nie. Moenie wat God vir jou bestem en prys gee oor 'n vyand wat in jou gedagtes in praat nie. Ek dink dit myself, ek gaan nou regtig iemand afsluit. As die tafel sit, het 'n manier om die verkeerde goed uit die veld uit te laat kom. Kom nou. Hierdie ene boetie gaan sit op sy sitplek, daar kom die vyand uit die veld uit. Maar weet jy wat, waar het hierdie boetie sy geveg verloor? Want hierdie boetie het kwaad geword nog voor die tafel gesien, hy het niet gehoor. Hierdie ding is 'n probleem, né? Want van hier af gaan Adina toe, so kort enkie. Party van julle met die bless bietjie verder, Koos. Nee. Maar toe hy aangestap het, hoor hy vreugde. Kom nou. Toe hoor hy blydskap. Toe hoor hy rus. Maar in sy kop het hy gesê nee. En hy het sy plek van vrede, rus en blydskap prys gegee. En weet jy wie was die verloder op die einde van die dag? Die boetie wat in die veld was. Die ander boetie wat het nie verdien het, hier is nog 'n preek. Ons raak baie keer kwaad as hulle wat dit nie verdien nie, is 'n plek aan die tafel het. Eina. En ek is self baie keer skuldig aan by Here. Sien jy nie wat doen hy nie? Wanneer gaan jy hom bietjie bymekaar maak? Kom aan. Hoe is dit eerlik? Daai baas van jou. Here, net so een weerligstraal. Vinnig uitgestort. Kom nou, Here. Here, hoekom kan hy in die tafel sit? Want hy het dalk nie sy plek prys gegee. Hier kom die boetie wat dit nie verdien nie. Ek wil vanmôre ook vir Here dankie sê dat ek wat nie verdien nie 'n plek in die tafel het. Dis die ander kant van die storie. Karel Joubert wat vanmôre, as dan nou een in hierdie wêreld is wat nie verdien om aan hierdie tafel te sit nie, is ek verdien dit nie. Het sal nooit goed genoeg wees om aan daai tafel te kan sit waar die God van hemel en aarde vir my kom dek. Met my flaws, met my foute, met my issues. Met my kwaad word, met my frustrasies, met my... Maar God sê, ek dek vir jou 'n tafel kom sit.
vanmôre by jou pleit, kind van die Here, moenie dat die vyand jou tafel, jou plek in die tafel steel. Plek van rus, plek van vrede, plek van totale oorgawe. Kom ons sluit die oë. Kom ons staan saam terwyl ons hiermee afsluit vanmôre. Hoe lyk jou tafel vanmôre is my vraag aan jou kind van die Here, hoe lyk jou tafel? Hoe lyk jou tafel vanmôre? Hoe lyk jou sitplek vanmôre? Jou tafel is mooi gedek eintlik. Vra wie sit vanmôre op jou plek? Die plek wat God vir jou bestem het, die plek wat God vir jou gegee het. Die plek waar die Here jou naam op gegraveer het. Ek sê my kind, hier is jou sitplek. Moet dit nie prys gee nie. Jy nie vanoggend vir 'n minuut nie daar met die Here 'n bietjie gesels en net sê Here, help ons om ons plekke te recover. Help ons om by die plek van rus in te stap en help ons Here om vanmôre net weer te besef dat U dek vir ons 'n tafel. Here, ons gaan die res van die reeks nog hoor hierdie amazing goed wat op daai tafel gebeur en die potensiaal wat hierdie tafel het en die deurbraak wat op hierdie tafel is, Here. Ons gaan nog daarby uitkom, Here, maar vanmôre help ons net dat ons net eers ons plek inneem. En help ons om die vyand te identifiseer wat ons plek wil vat. Wat ons plek inneem. Wat ons vrede vat, wat ons steel, wat by ons kom verwoes. Here, gee ons lewe en dit in oorvloed. Here, by afsluiting vanmôre sluit ek hierdie diens af en ek spreek die guns van die Here uit oor elke man en vrou. Here, U is ons herder. En ons die skape wat baie keer verboureerd raak en baie keer herder nodig het. Môre wil ek bid dat U ons herder sal wees hierdie week. Die ons sal lei en ons sal guide en ons sal wys en ons sal vertel en ons sal sê waar om te sit. Dankie dat U vanmôre ons herinner dat U vir ons 'n tafel reeds voorberei wat vir ons is om te kom sit, te kom hoor en te kom voel wat U vir ons wil sê. Ek bid vanmôre elke woord wat vanmôre uitgaan in goeie grond sal val. Wil elke gedagte gevange neem vanmôre tot gehoorsaamheid aan U woord. My gebed in Jesus naam. Amen, amen, amen. God bless you en gaan neem jou sitplek in onder die tent en skenk sommer 'n bietjie bloed ook so by the way. God bless